Ons lees dan Matteus 5 vanaf vers 43, Jesus se preek wat hy daar op die berg preek, sy bergpreek. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immers sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsames en wetsverbrekers. As julle diegene lief het, wat vir julle lief het, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie ook maar so nie? En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie ook maar so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, dan is dit so maklik om nou te dink dat hierdie opdrag wat die Here Jesus nou hier vir ons kom gee, is sekerlik nou die moeilikste opdrag. Ons het so half so die aanloop gehad van hoe gelowiges vir mekaar liefhet en vir mekaar omgee en van hoe hulle bereid is om mekaar te saam met mekaar een te wees ten spyte van verskille en om dan ook op die ou einde verlede Sondag wat nou eintlik al klaar baie moeilike ding is om te vergewe. Selfs die wat nie teenoor jou kom verskoning maak nie, om ook vir hulle te vergewe, hoe moeilik dit is. En nou kry ons hierdie opdrag wat nou nog vir ons kom sê, jy moet jou vyande lief hê. En die gevoel wat binne in 'n mens is dat die Here nie hang daarom nou die appel baie hoog aan die boom op. En jy moet nou onthou dat ons is eintlik op die ou end maar net mense. Dis wie ons is. Ons sukkel om regtig vir mekaar lief te hê en om vir mekaar om te gee, dit is al klaar moeilik genoeg. Maar ons is baie veiliger wanneer ons binne ons eie ruimtetjie is, binne ons eie huise en by onsself, met onsself ook in dit wat die mense wat vir ons belangrik is, besig is, sodat dit nou moeilik genoeg is om nou te weet en te hoor dat 'n gemeente is mense wat gerig is op mekaar en op ander mense. So dit op sigself is vir ons nou al heeltemal genoeg, en swaar genoeg om te dink dat ons so 'n verbintenis met mekaar moet hê. Om te dink dat ons kan nie nou net vanmôre weer hier by die kerk uitstap, terwyl ons nie 'n koneksie met mekaar het nie. Ons behoort mekaar te ken, ons behoort na mekaar toe te loop, en met mekaar te gesels, sodat ons mekaar kan leer ken. En nie maar net vashak in jou klein groepie bekendes rondom my nie. So Here, baie dankie, dit is moeilik genoeg. En om nou nog te hoor dat jy jou vyand moet lief hê, is daarom nou verregaande. Nou, dit raak eintlik nog moeiliker as 'n mens verstaan wie is die vyand wat die Here Jesus daar hier verwys. Jesus praat nie maar net hier van die mens wat jy nou nie eintlik baie van hou nie. En die mense wat eintlik nog 'n bietjie vir jou aanstoot gee, die manier hoe daai persoon optree, gee vir jou aanstoot, jy vir my maar liewer daai persoon, jy wil nie met daai persoon eintlik te doen hê nie. En op die ou end kan 'n mens maar dink, okay, goed, dit is dalk jou vyand, of die een wat kinderstories van jou ronddra, dit is jou vyand. Maar hierdie vyand na wie Jesus hier verwys, lê eintlik baie dieper op 'n baie dieper vlak as die vyand wat ons nou sommer maar net so eerste aandink. Dit is meer as die een wat vir jou kwaad aandoen. Dit is wat hy is. Hierdie vyand is die een wat doelbewus aan jou kwaad wil berok, wat jou te na wil kom, wat jou wil verwerp en jou benadeel en wat jou wil vervolg. Dit is 'n vyand wat baie bewus is daarvan dat hy jou tot niet wil maak. En hy wil ook stel ook nie belang daarin om op te hou om jou vyand te wees. En veral ook skryf Bonhoeffer ook oor hierdie gedeelte, veral wanneer jy 'n kind van die Here is, dan word jy een kant toe gegooi. En ons sien dit al meer en meer in die lewe vandag, en dit gaan nog meer toeneem, dat die Christene die mense is wat eintlik half in die pad staan van ander mense. Ons kan maar net 'n praktiese situasie vir onsself voorstel, wanneer daar by 'n werksituasie mense is wat eintlik maar nie hulle verantwoordelikhede nakom nie,
Hulle hang almal maar net daar rond en alwaar hulle belangstel is dat hulle aan die einde van die maand hulle geld sal kry. Maar hulle het geen verantwoordelikheidsgevoel om te besef dat hulle daar is en betaal word om spesifieke werk te doen. En wanneer 'n gelowige dan binne daardie konteks wel die een is wat weet ek het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid van die Here teenoor die mense wat ek moet dien in hierdie werk waar ek staan. En jy doen dan jou werk, dan word jy op die ou end deur die ander rondom jou uitgestoot. En jou Christenskap word op die ou end 'n spot van gemaak en word afgetakel en ons kry dit al meer en al meer in ons wêreld vandag. Dat Christene is die mense wat op die ou end bespotlik gemaak word. Die vyand wil jou ondergangs het geen belang in jou lewe nie. En dan kan 'n mens sê, dankie, ek het genoeg van dit, ek stel my nie bloot aan sulke mense en sulke omstandighede nie. Ek wil liewer in 'n ander situasie wees waar dit baie makliker vir my is. Maar dit is nie waar hierdie preek van Jesus eintlik begin nie. Die preek begin eintlik nie met die vyand nie. As ons nou so teruglees, en asseblief gaan lees dit gerus by die huis van vers 17 af reeds, waar Jesus se preek besig is om op te bou en op die ou end hier te kom wanneer dit by die vyand kom wat jy moet lief hê, uiteindelik op die ou end dan 'n hoogtepunt bereik. Moenie eers, sê Jesus se vers 17, daaraan dink dat ek gekom het om die wet en die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om dit te vervul. Ek het gekom, sê Jesus, om vir julle te help om te verstaan wat is eintlik God se bedoeling met julle lewens. Want wanneer in God se wil, in sy gebooie wat hy vir ons gegee het, wys hy eintlik vir ons wie is hy. En wanneer ons die gebooie nakom, dat ons dan op die ou end soos hy is. So uiteindelik gaan dit oor sy eer. So moenie daaraan dink dat ek gekom het om die wet en profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, ek het gekom sodat dit werklik vervul kan word, sodat dit in aksie kan gaan. En dan volg daar 6 voorbeelde van vers 17 af waar Jesus vir hulle sê, ek het gekom om die wet te vervul. Dan gee Jesus vir hulle 6 voorbeelde van so lyk dit wanneer hierdie wet vervul is. Julle het gehoor, en dan haal Jesus 'n gebod aan. Dan sê hy, maar ek sê vir julle. Julle het gehoor wat sê die Ou Testament van die wet. Maar julle was ook blootgestel aan die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat vir julle op 'n dwaalspoor gebring het. En dit is wat hulle vir julle sê, maar ek sê vir julle. En dan gaan die Here Jesus voort. Ek gaan net baie vinnig vir u daardie voorbeelde noem. En ek wil graag dat u ook net daarin sal ontdek dat wanneer die Here Jesus hierdie voorbeelde vir ons voorhou, dan wil hy eintlik vir ons daardeur sê dat die groot ding is nie die uiterlike gehoorsaam wees aan God nie. Die groot ding lê in 'n mens se hart. Want in jou hart loop dit reeds verkeerd. In jou hart vind die ongehoorsaamheid reeds plaas voordat jy nog die daad gedoen het. Jy is reeds skuldig voordat jy nog enigiets gedoen het. In die geval van moord, sê die Here Jesus, begin die probleem nie daarby wanneer jy op die ou end regtig iemand vermoor nie, maar die probleem begin reeds daarby wanneer jy vir iemand anders kwaad is. Wanneer jy iemand anders in jou hart eintlik verwerp en een kant toe gooi in jou hart en nie met daardie persoon iets te doen wil hê nie. Moord is reeds wanneer daar in jou hart die gesindheid is van onverzoenlikheid en van onwilligheid om vergifnis te vra. By egbreek, sê die Here Jesus, begin die probleem nie wanneer jy fisies op die ou end egbreek pleeg teenoor jou lewensmaat nie, maar dit begin reeds wanneer jy kyk,
wanneer jy kyk en wanneer jy begeer, nog in jou hart, in jou gedagtes, voordat jy enigiets gedoen het dinge reeds skeef geloop. Skei, begin nie by die verbreking, begin nie by die egskeiding self nie. Dis nie dit wat die Here verbied nie. Die Here verbied alreeds dit wat in die hart aanleiding gee tot egskeiding. Verbreking van trou. Die onwilligheid om medeverantwoordelikheid te aanvaar vir dit wat ongelukkig maak in die huwelik. Dat jy medeverantwoordelik is. Dat jy net die ander persoon is wat skuldig is binne die huwelik nie. Maar dat jy medeverantwoordelik is vir dit wat skeefloop in die huwelik. Aflê van ede. Dit gaan nie maar net daaroor dat die Here Jesus sou sê, jy moet nie sweer nie, jy moet nie eet aflê nie. Ek gaan nie nou daarop in nie, maar dit is nie dieselfde wat ons vandag heeltemal verstaan nie. Dit gaan nie oor die woorde nie. Dit gaan daar oor integriteit. In jou hart moet jy iemand wees, as kind van God, wat altyd die waarheid praat. So as daar in jou hart reeds iets van die onwaarheid teenwoordig is, om jouself te probeer beskerm, en jou dit wat jy verkeerd gedoen het, 'n bietjie te probeer ligter maak, dan het jy al reeds eintlik die kwessie van die eed verkeerd hanteer. By vergelding gaan dit nie oor jou regte nie. Kan nie terugklap nie. Gaan nie oor jou regte nie. Jou reg is dat jy kan terugklap, dat jy kan terugslaan, dat jy kan terugverneder. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor jou hart. Dat daar iets in jou hart leef wat jou so ver bring, dat wanneer iemand anders jou benadeel, dat jy bereid is om die ander wang te draai. Nou dit, broers en susters, dis dit wat die Here Jesus vra, en hierdie klimaat waarby uitkom dat jy ook na jou vyand moet lief en jou vyand voorbid, is dinge wat verskriklik maklik is om maar net so te lees. En ook vanmôre weer te hoor, vir nog 'n keer. Ons het dit al seker honderde kere gehoor, en ek is al oud genoeg om dit al paar honderd keer seker te gehoor het. Ons weet dit, ons ken dit, maar vir ons gevoel wat binne in ons harte is, lê dit eenvoudig nog maar net te hoog. En dit voel vir ons net onmoontlik, en so daarom steur ons ook nie vreeslik aan dit wat die Here sê. Ons neem kennis daarvan, en ons weet ons ken dit, maar ons kan net so maklik weer daarvandaan af wegstap. Ons kan vanoggend ook weer net so maklik hiervandaan af wegstap, nadat ons gehoor het dat dit wat die Here van ons vra, is dat ons vyande moet lief hê. Ek het daarby verbykom. Sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Doen hierdie dinge, kyk na jou hart, dit wat reeds in jou hart lewe, jou hart moet reg wees, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Nou moet ons baie duidelik verstaan dat wanneer ons kyk na die hele prentjie van Jesus se verkondiging, dan wil Jesus nie hierso vir ons sê, dat as jy nou nie moord gepleeg het, of nie egskeiding nie, of nie onsedelik opgetree het nie, dat jou hart, as jy jou hart kan reghou, dan word jy nou 'n kind van God die Vader. En dis nie wat hier bedoel word, dat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees nie. Wat eintlik hier staan, wanneer ons kyk na die konteks daarvan, is dat Jesus eintlik sê, leef so duidelik dat God julle Vader is. Dat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Leef sodat ander mense kan sien dat julle is kinders van julle hemelse Vader. Omdat daar iets van hierdie andersheid in julle lewens sigbaar is. Julle moet julle vyande lief hê, bid vir hulle wat julle vervolg. Julle Vader laat immers sy son opkom oor slegte en goeie mense en reën oor wetsgehoorsaamers en wetsverbrekers. Wees dus soos julle hemelse Vader. So as ons kyk na Jesus se betoog, dan praat Jesus oor al hierdie dinge wat verkeerd
wees in 'n mens se lewe. Maar dan sien ons die interessante ding, dat wanneer Jesus nou daarby kom om te sê dat jy dan nog jou vyande ook moet lief hê, dan skielik gaan dit nie meer oor die wet nie. Hier vind 'n skuif plaas in hierdie gedeelte wat die Here Jesus besig is om te preek. En hierdie skuif wat plaasvind is om te sê, eintlik gaan dit nie oor julle reg doen nie, maar dit gaan eintlik oor God. Die hoogtepunt van hierdie gedeelte is nou nie hierdie ekstra zwaar gebod wat voor ons gelê word, dat ons ons vyande moet lief hê nie. Die fokuspunt is eintlik God. Hierdie goed wat ons moet doen en wat ons nie doen nie, hier waar ons harte moet reg wees en waar ons harte nie reg is nie, bring vir ons eintlik by God. So die hoogtepunt is nie julle vyande nie, maar julle Vader. Dis die hoogtepunt, dis die fokus. Dis wat jy in hierdie gedeelte moet kan raak sien en vir jouself kan toeëien en dit kan verstaan. Die wet was nog altyd bedoel gewees om vir mense te wys wie is God. Want as die ou Israeliet die 10 gebooie gehoorsaam het, vader en moeder geëer het, nie sy naaste doodgeslaan het nie geskinder het nie begeer het nie, en dit reg sou doen, dan sou mense sien wie is die God aan wie die Israeliete behoort. Dat hy 'n God is van liefde en omgee en sorg en van geregtigheid en al daardie dinge wat daarmee paart gaan. Wanneer die Israeliete die 10 gebooie sou doen, dan sou die mense sien wie's God. En in die Nuwe Testament dieselfde, die liefdesgebod. As die liefdesgebod nagekom word, dan sien mense in hierdie andersheid van die mense wat sy wet gehoorsaam, dan sien hulle God. So dit gaan oor God. Dit gaan nie daaroor dat ek 'n plekkie moet verdien ergens in die hemel nie. Dit gaan daaroor dat God wil sigbaar word deur dit wat ek doen. God se bedoeling toe hy die mens geskaap het in Genesis 1 was dat die mens sy verteenwoordiger sal wees hier op aarde. Dat wanneer ander na die mens kyk wat God geskaap het, dat hulle sal sien en kan verstaan wie is die God wat hierdie mens geskaap het. En dis wat verkeerd geloop het in Genesis 3. Dat God die eer wat hom toekom en sy grootsheid wat sigbaar moes wees in die lewens van sy volk, van sy mense, Adam en Eva op daardie stadium, in Genesis 3, is dit gebreek. Het God se bedoeling skade gelei, het die mens na sy eie bedoeling en sy eie begeertes gekyk en dit eerste gestel. So my liewe broers en susters, die Here Jesus in hierdie preek van hom, wil nie vir my en vir jou dit nog moeiliker kom maak nie. Hy wil nie van jou iets vra wat swaar is en wat verskriklik moeilik is vir jou om jou vyand te vergewe en vir jou vyand te bid. Hy vra vir jou, sien die Vader se hart. Weet aan wie jy behoort. Weet wie God is. As jy weet wie God is, dan sal hierdie ander dinge ook in plek val in jou lewe. En dan sê Jesus, kyk na die son. Kyk na die reën. Elke oggend, wanneer die son opkom, dan preek God. Elke druppel wat in die lug uitval en hierdie dorre aarde voed, dan is God aan die preek. God is besig om daardeur iets te sê, dat hy sy reën en sy son gee op goeies en slegs. Wanneer daar die son opkom, kan daar die son nie iemand wat onregverdig is, iemand wat goed is of sleg is, onderskei. Daar die son skyn op goeie mense en op slegte mense. Wanneer dit reën, dan reën dit op mense wat moeite doen om die wet van God te gehoorsaam. Maar terselfdertyd
val elkeen van daardie druppels van hulle op die een wat die wet verbreek. Ook die wet onder ons as mense. Die son skyn en die reën val op die regverdige, maar het val ook op die een wat onregverdig optree, die moordenaar, die een wat alles afbreek, alles verwoes, wat onregverdig, die dief, die inbreker, die een wat steel. God se son skyn ook op daardie mense. God se son en God se reën vra nie, verdien daardie mense dit nie. Wie verdien die son? Wie verdien die reën? Staan vorentoe, dat die son op jou kan skyn of dat die reën op jou kan val. God is aan die preek wanneer die son opkom en wanneer die reëndruppels val. So sê Jesus is julle Vader. Sy liefde is vir alle mense. Hoe sleg of hoe goed jy ook al, hoe opstandig jy teen God is, of hoe jy God ook al dien in jou lewe, sy liefde is vir almal. En die interessante ding is dat nie een verdien dit nie. Nie die regverdiges verdien die son, verdien die reën nie. Nie die wetgehoorsame een verdien die son en verdien die reën nie. Net soos die wettelose en die ongehoorsame is ook die gehoorsame en die wetsonderhouer, maar net onverdiend wat God se son en God se reën op hom val. Hoe leer 'n kind sy pa ken? 'n kind leer sy pa ken nie deur al die reëls wat die pa vir hom gee nie. Maar 'n kind leer sy pa ken wanneer hy die hart van sy pa ken. Wanneer hy in sy pa die liefde vir hom raak sien. En die liefde belewe wat uit die vader, uit die pa se hart uit na hom toe kom. En dit is wat die Here Jesus ook vir ons mee wil help in hierdie gedeelte. Dat ons God se hart sal ken. Dat ek en jy sal verbykyk by al hierdie opdragte wat ons in die Bybel ontvang. En dat ons sal raak sien wie is die een wat hierdie opdragte vir ons gee. Uit watter harte kom dit na ons toe wanneer hy hierdie opdragte vir ons gee. Dat hy ons nie wil swaar belas en dinge op ons wil lê wat ons nou verplig is om na te kom en moet skuldig persoon wanneer ons dit nie nakom nie. Maar hy wil hê dat ons meer en meer sal ontdek wie is hy. Dietrich Bonhoeffer in 'n boek wat u tog asseblief moet lees, wat handel oor die hele bergrede, die bergpreek van die Here Jesus. Hy is in Afrikaans ook beskikbaar, ek weet nou nie wat is die Afrikaanse naam nie, maar in Engels is die boek se naam The Cost of Discipleship. Dietrich Bonhoeffer sê in sy boek, hy sê, ons vra altyd, wat het my vyand aan my gedoen? Dis waarmee ons gedagtes besig hou. Wat het hierdie vyand aan my gedoen? Hoe moeilik het hierdie vyand dit vir my gemaak? Wat doen hierdie mens alles aan my? En ons bou ons emosies en ons gevoelens en gedagtes goed op rondom dit wat die vyand aan ons doen. Bonhoeffer sê, dis nie 'n vraag wat by 'n kind van God behoort te wees nie. Die vraag wat in jou hart moet lewe, is hoe het Jesus vir my behandel? Voordat jy dink aan hoe ander jou behandel en hoe sleg ander met jou is en sleg aan jou doen, dis nie waar jou fokus moet lê nie. Jou fokus moet altyd weer kan terugkom by Jesus. Dit moet altyd weer kan terugkom by wat doen God aan my? Wat doen God met my? Want dit is wat my optrede moet bepaal, nie oor die slegte goed wat aan my gedoen is nie, maar my optrede moet bepaal word met wat God met my doen. As ons nou verder blaai in die evangelie, dan kom ons uiteindelik daarby uit by Jesus aan die kruis. God se son wat skyn op alle mense.
sy seun gee, vir alle mense, vir almal, ongeag hoe sleg ook al. Dan hoor ons vir Jesus bid aan die kruis. Vader, vergeef hulle. Vir wie bid hy? Hy bid vir sy vyande. Hy bid vir hulle wat hom wil uitwis en uitdelg, wat hom uit die pad uit wil hê. Die priesterhoofde en die fariseërs en die Israeliete wat ontdek het dat hy nie gekom het om hulle van die Jode te bevry nie. Hulle wat hom uit die pad uit wil hê, hulle wat die spykers deur sy hande en deur sy voete geslaan het. Hy bid vir hulle. Hulle wat besig is om hom dood te maak op die mees pynlike manier wat destyds bestaan het. Hulle wat besig was om hom stadig dood te maak, want dis waarvoor die kruis daar was, is sodat jy nie skielik sal doodgaan nie, maar dat jy vir so lank as moontlik die meeste pyn as wat moontlik is, sal bly belewe. Jesus bid vir hulle wat dit aan hom doen, wat sy liggaam wil vernietig, om uit die pad uit wil hê. Hy bid vir hulle, vir wie hy weet dat hy ure later in hulle plek van God verlate sal wees, omdat hulle sondaars is, omdat hulle teen God opgestaan het, weet hy dat hy self nie net hierdie liggaamlike pyn gedra nie, maar dat hy uiteindelik ook selfs van God verlate sal wees. Niemand is van God verlate nie. Nie die sondaar of die wettelose of wie ook al of die moordenaar of wat nie. Niemand nie. God is selfs by hulle teenwoordig, want sy son skyn oor hulle en sy reën val op hulle, maar hy sal van God verlate wees aan die kruis. Hy sal die gewig dra van God se oordeel. Hy sou staan vir sy vyande, ook sy die Godverlatenheid van sy vyande dra. Vader, vergeef hulle. Hy bid vir hulle. Wat doen hy hier? Wat doen Jesus hier in Matteus 5? Presies dieselfde. Bid. Julle ook vir julle vyande. Want, broers en susters, ek en jy was ook God se vyand. Toe Jesus daar aan die kruis gebid het vir sy vyande, het hy ook vir jou en vir my gebid. Paulus skryf in Romeine 5, en dan sê hy, die Here Jesus het vir ons gesterf terwyl ons nog sondaars was. Dit wat hy aan die kruis gedoen het, moes hy doen, sodat ons nie meer vyande van God sal wees nie. Sodat ons, ek en jy, kinders van God genoem kan word. So wat die Here Jesus eintlik in hierdie gedeelte sy disippels mee wil help, is om te ontdek dat julle almal is vyande van God. En as ek vra dat julle julle vyande moet lief hê, dat julle vir julle vyande moet bid, dan vra ek dit omdat ek dit vir julle gedoen het. Ek het julle eerste lief gehad. Ek het my lewe vir julle gegee toe julle nog sondaars was. Dis lyk dit vir my, waarmee hierdie gedeelte vir my en vir jou mee wil help. Dat ons iets sal verstaan daarvan, hoekom God sy son laat skyn en hoekom God sy reën laat val op alle mense. Dat ek en jy iets sal sien van dit wat in die hart van God lewe. Dit wat in die hart van God lewe, is nie verdelging en veroordeling nie. Maar dit wat in die hart van God lewe, is regstel, is herstel, is vernuwing bring, is om heel te maak. Alle mense wil God heel maak.
Petrus skryf, en dan sê hy dat die wederkoms word uitgestel, soos wat ons nou dink, het word maar net uitgestel nie. Maar God wil hê dat nog meer mense sy seun Jesus Christus sal ken. Nog meer mense herstel met God sal belewe. Jy en ek, ons vyande, wat in God se hart leef is dat my en jou vyande herstel moet word, heel gemaak moet word. Die mense wat teen jou staan en teen jou optree, wat het vir jou moeilik maak, in jou werk of in jou familie of waar ook al. God wil hê dat ook die son van sy genade en die reën van sy liefde en vergifnis op alle mense sal val. So wat vra hierdie gedeelte van my, Here? Moet ons nou nog harder probeer? Ons is vriendelik en liefdevol teenoor mekaar. Ons vorm 'n eenheid met mekaar. As gemeente, ons staan by mekaar. Ons is op die ou end, dit gaan baie moeiliker, maar ons is bereid om mekaar te vergewe. Ons is veronderstel om daarby uit te kom. Miskien sit ons vandag nog steeds met mense se name in ons kop en ons harte en gedagtes wat ons nog nie vergewe het. Regtig, van harte vergewe het. En nou nog die vyande. Ons baie name wat ons die vyande kan gee, wat ons kan beskuldig in die tyd waarin ons leef, in die moeilike tyd, ook in Suid-Afrika waarin ons leef, is daar baie vyande wat ons kan doen. Dis nie wat die Here vir ons vra. Julle moet hard probeer. Julle moet hierdie goeders uitsorteer. Julle moet hard probeer. Maar wat Jesus hierso sê is, sien die Vader se hart. Sien die liefde en die genade van God. Die bedoeling om heel te maak. En sien wat het hy aan jou gedoen. En wat doen hy elke dag aan jou. Wanneer jy God sien, dan word hierdie dinge anders. Dan word dit makliker. Dan gee hy deur sy Heilige Gees vir jou die krag om hierdie dinge te kan doen. Om te kan vergewe. Om vir jou vyand te kan bid. Dis dalk die minste wat jy kan doen. Is om te bid vir jou vyande. Dietrich Bonhoeffer sê is dat hy gebruik 'n Griekse woordjie, ek kan nou nie onthou wat is die Griekse woordjie wat hy gebruik nie daarvoor. En dan sê hy dat die Christen eintlik iemand is wat buitengewoon optree. Hy sê die wêreld verstaan nie waarom iemand vergewe en waarom iemand vir sy vyande bid nie en waarom iemand self sy vyande seën en mooi en goeie dinge aan sy vyande doen nie. Maar hy sê dat wanneer hy dit doen, dan is hy anders as die wêreld, en dit is daar die andersheid wat die Bonhoeffer sê, wat op die ou en die wêreld aanspreek. Hy sê almal, die Fariseërs en al die mense wat hy daar noem, twee groepe mense wat hy noem, hy sê dit is nie moeilik om jou eie mense lief te hê nie, hy sê die heidene doen dit ook, hulle het ook hulle eie mense lief. Nasies het ook hulle eie mense lief, hulle staan by mekaar, hulle beskerm mekaar. Families doen dit ook, hulle staan ook baie keer staan hulle by mekaar, nie altyd nie, maar baie keer staan hulle by mekaar en is dit vir hulle daar makliker om mekaar lief te hê en hulle probleme wat hulle met mekaar het, met mekaar uit te sorteer, mekaar te vergewe. Hy sê, daar is niks Christeliks daaraan nie. Daar is niks Christeliks daaraan as jy goed en vriendelik en gaaf is met mense wat naby aan jou is. Maar wanneer jy hulle wat jou vyand is, vergewe, dan wys dit vir die wêreld, hier is iets anders. Bonhoeffer sê dat liefde vir die vyand is eintlik die definisie van liefde. Dat eintlik het jy nog nie lief gehad voordat jy nie by die punt uitgekom het om vir jou vyande lief te wees, om vir jou vyande te bid nie. Maar dit kom nie uit jouself uit nie.
Dit kan alleen in jou lewe gebeur as jy vir God sien, God raak sien. En dit is wanneer getuienis 'n lewe, 'n werklikheid word. Jou gestuurdheid na hierdie wêreld word 'n werklikheid, wanneer jy jou vyande liefhet. Wêreld verander nie wanneer Christene harder probeer nie, en meer foute maak nie. Maar die wêreld verander wanneer hulle in jou gesindheid, wat in jou hart aangaan, teenoor hulle, wanneer hulle die sagtheid, die deernis sien vir hulle wat vir jou kwaad aandoen. Wanneer hulle sien dat dit wat in jou hart is nie dieselfde wat in hulle hart is nie. Hulle haat jou en wil jou afbreek en wil jou vernietig. Maar wanneer hulle sien dat die reaksie wat hulle kry, is anders. Dis 'n anderse reaksie. Dis eintlik onbegryplik. Dis eintlik nie menslik moontlik nie. Maar is goddelik moontlik. Dat hulle God se hart in jou kan sien. En dis wat vir my so moeilik was in hierdie week. Vir myself so moeilik, want ek moes maar net weer ontdek hoe afwesig hierdie liefde, hierdie deernis, hierdie sagtheid is. Hoe onsigbaar die liefde van die Vader se hart, wat oor alle mense laat son skyn, oor alle mense laat reën. Hoe afwesig dit in my eie lewe is. Hoe ek self daarmee worstel. En ek het die tema al Sondag aan voor ek berei, sonder om nog te weet regtig waar jy hierdie preek regtig op pad is. En ek moes dit ontdek in hierdie voorbereidingsproses, dat dit is die gebed waarmee ek deur die lewe moet gaan. Mag ek die Vaderhart sien, beter ken. Mag ek die Vaderhart beter ken. Mag ek nader aan u lewe, sodat ek meer en meer naby ek aan u lewe, meer of meer u hart kan hê en kan ontvang en kan lewe. Dis wanneer die wêreld verander, wanneer hulle God se hart in ons harte sien. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Ek weet nie of daar nou iemand is wat in jou gedagtes opkom, wat jou ondergang soek, wat jou seermaak. Dit hoef iemand naby jou te wees, dit kan mense ver van jou af wees, maar vir wie jy dit moeilik het om te bid, en eintlik nog nooit voorgebid het nie. Jesus vra nie vandag dat jy eers daardie mens moet verander nie. Hy nooi jou om die Vader se hart te sien, sy son wat op jou skyn, sy reën wat op jou val, in sy seun, sy bloed wat vir jou gevloei het, uit liefde, sonder dat jy dit verdien. Sien die Vaderhart en bid dan, Vader, mag ek u hart beter ken. Amen. Hemelse Vader, u is die kenner van harte. U weet hoe stikkend ons eie harte is, en ons dank u dat u reeds iets daarmee gedoen het. Dat u reeds die wedergeboorte aan ons geskenk het, dat u reeds 'n hart van klip uitgehaal het en 'n hart van vlees gegee het. Maar ons bely, Here, ons sukkel om te groei. Ons sukkel om dieper en dieper in ons verhouding met u te groei.
Ons sukkel, ons loop met oogklappe reg deur die Bybel. En ons mis dit, dat U vir ons wat U vyand was, U kinders gemaak het. Here Jesus, dat U vir my gebid het, Vader, vergeef hom. Hy weet nie wat hy doen nie. Wil U gee, o Here, dat ons U hart beter en beter mag leer ken. In Jesus naam. Amen.